Saterdag kom ons op die plaas aan, is 'n stowwerige affære. Daar's so 'n lang huis met 'n lang stoep, 3 bome wat lyk soos wanneer al die lekwarte gesteel is, 3 baie groot skure met sulke staal skuifdeure, 'n sement voor wat tussen die skure deurkom, en dan in die verte heining. Dis al. Ons gaan kombuis toe, want ek wil sien of daar 20 of 30 melkterte op die tafel staan, maar daar's niks. Waar is die kos, fluister ek. Ons gaan wors braai, sê my ma. Waar is die wors, fluister ek. Ons gaan dit nog maak, lag die plaastannie. Ek kyk geskok na my ma. My ma kyk weg. Ons stap buitentoe, my pa en 'n vreemde man is besig om houtstoele uit te pak, maar nie onder die 3 bome nie, ook nie op die stoep nie, in die middel van nêrens. Ek sê toe, wie gaan daar sit? Die tannie sê toe, ons, hulle bring nou die komme. Ek sê toe, wat is komme? Sy sê, dis waarin ons die darmes gaan skoonmaak en ook die vleis gaan maal. My keel maak so gloep soos voor 'n groot opgooi. My ma tel toe my klein boetie op en sê, ons gaan kyk gou die vark voor hulle hom slag. Ek gaan toe dood, kom weer by 35 jaar ouer, ek skree toe, hoekom slag julle 'n vark, maar hard en uit asem, soos wanneer 'n oorlog begin, voordat jy kon wegkruip. My pa lag, hy sê toe, waar dink jy, kom vleis vandaan? Die slag, hy skree ek is woedend. Maar dis te laat. Iewers agter 'n skuur is 'n gil, dis harder en skerper as ons tennisjuffrou se. En toe kom daar 'n streep bloed in die sement vooraf. En toe kom daar plaaskinders uit alle rigtings. Hulle spring soos bokke en hulle lag en ek weet iets erger as varkslag gaan nou plaasvind. En toe kom 'n seentjie agter 'n skuur uitgehardloop en bokant sy kop met uitgestrekte arms hou hy 'n massiewe varkkop vas. Bloed loop so teen sy arms af en hy jaag die ander kinders met die kop en hulle hardloop en sirkels en skree. Ek skree nie. Ek fluister nie, ek grom. Diep en waansinnig soos 'n leeu wat gaan aan.